Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White, oorvloedige genade vir gehoorsaamheid. Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Romeine hoofstuk 6 vers 14. Dit is die droog redenering van Satan dat die dood van Christus genade gebring het om die plek van die wet in te neem. Die dood van Jesus het nie die wet van die 10 gebooie verander, nietig verklaar of in die minste mate verminder nie. Daardie kosbare genade wat aan mense aangebied word deur die bloed van 'n verlosser, vestig die wet van God. Sedert die sondeval is God se morele regering en sy genade onafskeidbaar. Hulle gaan hand aan hand deur alle dispensasies. Goedertierenheid en trou ontmoet mekaar, regtigheid en vrede kus mekaar. Psalm hoofstuk 85 vers 11. Elke wet van God is 'n uitvoering van barmhartigheid, liefde en reddende krag. Hierdie wette, gehoorsaam, is ons lewe, ons verlossing, ons geluk, ons vrede. Gehoorsaamheid aan sy insettinge en wette is die lewe en voorspoed van sy mense. Die invloed van 'n evangeliese hoop sal die sondaar nie lei om die verlossing van Christus as 'n saak van vrye genade te beskou, terwyl hy voortgaan om in oortreding van die wet van God te leef nie. Hy sal sy weë hervorm, lojaal aan God word deur die krag wat hy van sy verlosser verkry het, en 'n nuwe en suiwerder lewe lei. Soos die offer namens ons volledig was, so moet ons herstel van die besoedeling van sonde volledig wees. Geen daad van goddeloosheid sal die wet van God verskoon nie. Geen ongeregtigheid kan aan sy veroordeling ontsnap nie. Die etiek van die evangelie erken geen standaard behalwe die volmaaktheid van die goddelike karakter nie. Die lewe van Christus was 'n perfekte vervulling van elke voorskrif van die wet. Hy het gesê, soos ek die gebooie van my Vader bewaar, Johannes hoofstuk 15 vers 10. Sy lewe is ons voorbeeld van gehoorsaamheid en diens. God alleen kan die hart vernuwe. Dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. Maar ons word beveel, werk julle eie heil uit. Filippense hoofstuk 2 vers 13 en 12. Vir die gehoorsame kind van God is die gebooie 'n vreugde.